You're tuned into Joy Radio, your companion and friend in Jesus. My name is Tanya Verster and the program is Hospivision. This program is made available by Radio Pulpit and is sponsored by the Abba Embrace Foundation. And Abba Embrace Foundation has its goal to transforming people through love, utilizing agriculture and discipleship. In today's program, Peter Barnard will be having a chat with Salman Jonk regarding limitless healing in Jesus, and this is a ministry he has done for many years. Joy Radio trusts that you will be blessed by what you are going to experience, so let's have a listen. En ek het 'n gas in die ateljee vandag met die naam van Alisha Brits. Alisha, baie welkom en dankie dat jy ingekom het. Dankie dat jy my genooi het, skus. Alisha, jy het vir ons gesê, so voor ons op die lig gekom het, dat jy het 'n alternatiewe lewenstyl gehad, en dat jy daaruit 'n getuienis het wat voortgevloei het. Vertel ons bietjie wat gebeur het. Deel jou getuienis met ons. Weet jy, Pieter, ja, my alternatiewe leefstyl was dat ek van vrouens gehou het. En dit was my neiging van graad 10, al wat ek regtig aantrokkenheid gevind het by vrouens en nie die normale manier van leefstyl nie. En ja, so ek moet ook vir jou sê, in hierdie leefstyl van my, het ek altyd, ek sal hartseer raak, ek sal depressed raak oor ek nie die Here naby genoeg voel nie. Jy weet, dan gaan ek, dis is 'n jaarlikse ding, dat ek letterlik, ek word so hartseer en ek gaan in 'n gat in, want ek is so lief vir die Here, maar ek voel hom nie naby genoeg nie, maar tog het ek altyd geglo, ek kan die leefstyl volg wat ek doen. Ek was oortuig daarvan. As mense vir my vra, ja, maar sal jy hemel toe gaan en sal jy gered word, dan sal ek vir hulle altyd sê, my antwoord was altyd, weet jy, in die Bybel staan, volgens jou geloof gaan jy gered word. Nou, ek sal graag enige iemand uitdaag om vir my daai skrif in die Bybel te gee, want dit staan nie so nie. Dis nie die waarheid nie, maar dit is tog hoe die duiwel my verblind het, om altyd te glo, dat wat ook al ek nou sê, is die waarheid. En ek het so aangegaan met my leefstyl, ek het van een meisie na 'n ander meisie gegaan, soos die jare aangaan, en nog steeds volgehou dat ek gered sal word. En toe kom ek by Dion Allers uit, hy is een van my vriende vir baie jare nou al, en ja, hy het toe nou Soldiers of Christ begin. En ons was redelik 'n groepie mense wat saam kerk toe gegaan het, en dan sal ons nou saam gaan en in die villages ingaan, en ons sal vir die mense daar so gaan bid, en ons sal bediening doen, en dit was regtig al wat ek wou doen. Ek wou na skool sendingswerk gaan doen het, maar tog het ek nog steeds in die leefstyl gebly. En maar om eerlik vir jou te sê, was ek altyd leeg. Ek het waarlik leeg gevoel. Ek het altyd gevoel, ek is nie goed genoeg nie. En dan kom die volgende persoon, die volgende meisie, en ewe skielik laat sy my goed voel. Ek voel genoeg. Ek is genoeg. En jy weet, dan sit nou maar net weer dieselfde ding. Oor en oor en oor, en verhouding na verhouding, en min wetend wat werklik die waarheid is, en hoe seer ek die Here maak. En so 2007, toe het ek 'n oproep gekry van Dion Allers af, wat toe nou, toe is hy nog in Zanin, en ek het getrek Pretoria toe, en my hele familie is toe nou nog in Zanin, en hy sê vir my, Alisha, asseblief kan ek jou sien. En in daai tyd toe bly ek saam met my huidige meisie en haar maale. En ek sê toe, is reg, jy kan met my praat, maar my meisie kom toe nou saam, en ons gaan toe McDonald's toe. En hy sê vir my, hy het 'n droom van my gehad, en in hierdie droom het die Here vir hom baie duidelik gewys, dat ek is diep in die hel, ek is daar, en hy moet my waarsku. En met daai, jy weet, dit het altyd by my gebly, maar dit is ook nogals moeilik vir hom, want in daai oomblik is die persoon saam met wie ek is sy besig met my hare te speel, maak so wat niks is nie, weet, dit is nogals provoking, skus vir die Engels. En dit was moeilik om te hoor, maar
daai persoon van wie ek toe nou was, is toe nou, okay, dis niks, moenie jou nou worry daaroor nie, jy weet wie jy is in die Here, jy weet daai manipulasie, daai regte gordyn wat die duiwel voor jou oë het, en ek het altyd gedink, dis nie die waarheid nie, tot 'n radikale ding in my lewe gebeur het, ek het begin siek raak in 2013, en ek het baie keer die Here blameer, maar soos ek hom blameer, het ek hom ook so nodig gehad, maar weer eens, het ek nog steeds gebly, ek het nooit 'n openbaring gekry by mens nie, maar ek het begin, binne my, het die Heilige Gees so begin te werk, en my geroep, en ek het meer en meer begin te luister, tot, hoe kan ek sê, in 2018, het ek actually selfmoord probeer pleeg, en die Here het my gehelp daardeur om vir my, die maandag wat ek wou probeer het, was daar iemand by my huis, en ek wou myself hang, en daar was iemand by my huis, en toe kon ek dit nie doen nie, die Dinsdag presies dieselfde, en die Woensdag, en ek sê die gelukkige persoon by die werk, niemand ken waarmee ek struikel nie, en dis asof die Here vir my sê, luister, Alicia, jy het hulp nodig, want ek was op daai punt van, ek is nie meer bang nie, ek is glad nie meer bang nie, ek is siek, ek lewe in 'n wêreld waar almal 'n mens altyd kritiseer oor jou lewe, en dit is nie lekker, net raak net te veel, finansiëel is dit nie goed nie, alles raak net te veel, en toe die Here vir my gewys, okay, jy het nodig om hulp te kry, en ek het toe nou hulp gaan kry, en dis asof ek letterlik in daai moeilikste tyd, waar die Here altyd vir jou wil hê, daai vulnerability, het hy vir my gekry, en vir my gesê, my kind, ek roep jou, en ek is daar vir jou, maar ek het dit nooit besef nie, en na 3 weke, wat ek toe nou uit my hospitaal uitkom, toe het ek regtig nader in die Here geleef, maar nog steeds in die wêreld, nog steeds met 'n meisie, en dit my draaipunt, regte draaipunt wat so diep in my hart was toe ek in 2023, toe ek in Namibië in Maart, en ek het by mense gebly, waar ek altyd gebly het, as ek Namibië toe gaan vir werk, en hierdie vrou en ek het net begin te gesels, en sy was soos my ma as ek in Namibië is, en ons het dit gesels, en sy het vir my net 'n vraag gevra, en gesê, Alicia, wil jy gedoop word? Sê ek vir, weet jy, ek wou nog altyd gedoop geword het, maar ek het altyd geglo dat ek nie gedoop kan word nie, want my lewe is nie reg met die Here nie. En op daai oomblik toe bel sy nog 'n dame wat 'n sendelingswerker is in Namibië, en sy het vir my kom bid, en ons het gepraat, en daar was ongelooflike goed wat uitgekom het, en sy het net vir my gesê, Alicia, ons gaan nou, as jy wil gedoop word, dan gaan ons jou doop, maar jy het nodig om, om met die Here openlik te wees, en jou sondes neer te lê, en ook regtig hom nader aan jou wil hê. En weet jy, dit is waar ek nog nooit in my lewe het ek die Here is asof ek sy stem kon hoor, maar so duidelik, dat hy sê vir my, Alicia, jou leefstyl is nie reg nie. Jy het nodig om nou terug te draai, die tyd raak min, die koms is vinnig, so jy het regtig nodig om terug te draai, en weet jy, dit is vir my amazing, dat baie mense jou altyd probeer oortuig, dis verkeerd, maar niemand kan jou oortuig, andersins as die Heilige Gees en die Here nie, en ek het gevoel in my hart gevoel, dis soos ek dink dit is in Ezekiel 36 vers 24 tot 26 wat sê, I'll give you a new spirit and a new heart, jy weet, en dis asof dit letterlik op daai oomblik met my gebeur het. Hy het vir my 'n nuwe hart gegee. Hy het vir my 'n siel, die Heilige Gees net so diep in my ingeplaas om te verstaan wat aangaan. En ek het teruggekom
En het hulle jou toe gedoop daar? Hulle het, ja, sorry. Hulle het my, ons het sommer, ek was siek en toe het ons sommer die bad vol 'n bietjie warm water ook gemaak, laat hulle my doop. En weet jy, ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was 5 minute voor 12 die 3 Maart 2023 en dit was ongelooflik. En vandat ek teruggekom het, is dit asof met my meisie wat ek toe huidiglik mee saam is dit asof die Here regtig net so met my werk en dit is moeilik en ek kon nie meer myself sien in so 'n lewe nie. Ek wou nie myself meer so sien nie. En ja, ek het teen Oktober, toe ek op my eie, dit het my 'n tydjie gevat om uit die verhouding uit te kom en ongelooflike mens, som wie ek was, maar dit was nie wat die Here vir my wou hê nie. Maar ja, toe ek daar uit en tot en met vandag toe, al wat ek wat ek nou wil hê in my lewe is regtig die Here. En die openbaring wat ek sien net nou die dag, net om vir jou vinnig te sê, in my een Bybel waar ek heeltyd ge-highlight het, soos in Romeine 1 vers 6 ek dink ja, vers 24 tot 26 wys dit baie duidelik dat die Here sê om 'n ander leefstyl te leef is verkeerd. En ja, dit is vir my net amazing dat die Here my klappe afgehaal het van my oë af. En jy ervaar nou 'n vryheid. Weet jy, ek is vir die eerste keer in my lewe gelukkig. Ek dink nie ek was al ooit gelukkig nie. Regtig. So, dit is regtig 'n groot getuienis wat jy deel. Ek wil so graag nog bietjie gesels, maar ons tyd is bietjie verstreke. So ongelukkig kan ons nog nie verder gesels nie. Maar ek wil net vir jou vandag sê, uit my hart uit, as die Here na jou kyk, dan sien hy 'n awesome persoon. Hy sien 'n wonderlike, pragtige mens. Baie dankie. En dit moet jy vir jou aantrek. Nou ja, ek wil net ons luisteraars herinner, ons het gesels met Alicia Brits, wat haar getuienis met ons gedeel het. Die program is Hospievisie. En is tyd dat ek 'n oordeenking met jou deel. En ek gaan met jou deel uit Johannes hoofstuk 8 en ek begin lees daar vanaf vers 3. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat in oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle hom gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sondig nie. Ek wil vandag bietjie met jou gesels oor sonde. Maar ek wil vir jou goeie nuus bring daaroor. Hierdie klomp skrifgeleerdes en fariseërs was baie vinnig om mense te ondersoek en hulle dan te veroordeel en aan te kla vir die geringste oortredings. Hulle het hierdie vrou in die grootste skande gebring in hierdie groep mense. Voor almal het hulle die beskuldigings geslinger na haar. En hierdie vrou wat in sonde betrap was vir hulle geleentheid tot oorwinning oor Jesus, want dit was strafbaar met die doodstraf. Maar Jesus het 'n ander perspektief op die saak gebring, 'n perspektief van liefde en vergifnis, en dit het lig gewerp op wie God werklik is. Dalk sit jy vanoggend met 'n groot skuldgevoel oor iets wat jy gedoen het of gesê het. Ons veroordeel ander so maklik en beskinder hulle agteraf. Het jy al daaraan gedink? Skinder is wanneer jy iemand anders se sonde bely in sy afwesigheid. Jesus het gepraat daarvan dat ons die splinter in iemand anders se oog sien terwyl daar 'n balk in jou eie oog is. Ek dink ons moet in die eerste plek mooi dink oor hoe ons ander mense benader en hoe ons hulle sien. Jesus het die sogenaamde onskuldiges misgekyk
en iemand gesien wat sy liefde en vergifnis so nodig het. Ek glo dit het sy hart laat vermurwe. Hy het vergewe, hy het bemoedig, hy het lief gehad. En ek wil jou laat met 'n vraag. Wanneer jy met mense in aanraking kom wat sondige lewens lei of dalk net 'n lelike ding gedoen het, sal hulle as gevolg van jou reaksie nader aan Jesus en die kerk kom, of sal hulle seer gemaak wegbeweeg van die kerk af? Kom ons bid saam. Vader, help ons tog om nie te veroordeel en te beskinder nie, maar help ons om soos U na mense te kyk, soos Jesus na hierdie ontuchtige vrou gekyk het, met vergifnis en met liefde. Amen. Ek wil jou nooi om saam met my te luister na die musiek wat ek nou vir jou gaan speel. Even the sparrow has a place to lay its head. So why would I let worry steal my breath? Even the roses you have clothed in brilliant red, still I'm the one you love more than this. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. Even the oceans push and pull at your command, so you can still my heart with your head. You tell the seasons when it's time for them to turn, so I will trust you even when it hurts. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. When I can't see you lead me, when I can't hear you show me, when I can't stand, you carry me. When I'm lost, you will find me. When I'm weak, you are mighty. You are everything I need. You give me everything. You give me everything. You give me
Jesus is able to do far beyond human limitations, and Matthew 19 verse 26 says, with God all things are possible, and indeed it is. The song that we listened to there was Everything by Lauren Daigle, and what a beautiful song that is. That was the Hospice Vision program presented to you by Radio Pulpit and sponsored by the Abba Embrace Foundation, and you can visit their website on www.abba.africa. And if you would like to share the gospel but are not quite sure how to do it, Peter Barnard and his wife would gladly teach you. They offer a free course called Learn How to Steal, teaching you how to steal souls from the devil. I will be sharing the contact details of Hospice Vision soon where you can reach out to them, so quickly grab a pen and paper and write down those details. And then Peter Barnard also offers a stewardship course, helping you to manage your finances based on biblical principles. If you can gather 10 or more people together, they would gladly visit you. So remember, these courses are for free, and we believe you will enjoy them. Then Hospice Vision also presents other amazing courses accredited with the University of Pretoria, and that will also assist with your CBD points. Now, these courses are for trauma counseling, holistic care and support for sick and vulnerable children, hospital chaplaincy, and other great courses. And you can contact Hospice Vision at the Pretoria code 012-329-9492 and speak to Luvenga about these courses. You can also send Luvenga an email at friend@hospicevision.org.za. And then also you can send us a snail mail at the PO Box 12423, Queenswood 0121, and we would love to hear from you. And then lastly, if you want to visit the website for Hospice Vision, it is www.hospicevision.org.za. As we wrap up today's program, remember that God's promises are true for you. May He guide and strengthen you in the days ahead. This is Tanya Verster. Until next week, same time, same place. Stay blessed. And I'm playing out with In Your Hands by Hillsong. I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. Yes, Jesus, you gave your life. You gave your life in your endless love.
be gone.